Goeiemôre gemeente. Ek hoop dit gaan goed met die elkeen en ja, dit is lekker koud daar buite, maar mag ons harte vanoggend warm wees in die teenwoordigheid van die Here. Geliefdes, ons gaan vanoggend begin deur om saam ons fotum te hoor. En dan gaan ons 'n gebedslied sing en daarna gaan ons die seëngroet ontvang. So kom ons staan en dan luister ons. Ons kom vandag voor God met 'n begeerte. 'n Begeerte om hom beter te leer ken. 'n Begeerte om sy wil te leer deur sy woord. Ons bely vandag dat ons nie vanuit onsself gewillig of bekwaam is om die Here se wil self te doen nie. Maar dat dit God is, deur sy Heilige Gees, wat in ons woon en in ons werk, sodat ons kan leef tot die eer van die Here se naam. Kom ons sing nou ons gebedslied saam. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader wat ons liefhet, Jesus Christus wat ons verlos het en die Heilige Gees wat in ons woon en deur ons werk. Mag die drie-enige God u omvou in sy genade. Amen. Kom ons sit. Terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë saam in gebed.
Ons hemelse Vader, vandag kom ons in U huis bymekaar en ons dank U vir U teenwoordigheid. Here, ons vra dat U ons harte sal oop en ontvanklik maak vir U woord, vir dit wat U wil hê ons moet vandag ontvang. Maar mag die Gees ons help om nie net hierdie woorde te ontvang nie, maar ook uit te leef. Here, ons vra vandag U wil vir ons lewe. Ons kom vra vandag, Here, vir U krag en vir U hulp en vir U bystand. En ons vra, Here, dat alles wat ons doen en alles wat ons sê, tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Laat U koninkryk kom, Here, soos in die hemel, so ook op die aarde. Amen. Verlede Sondag het ons Pinkstersondag gevier en ons het herdenk dat ons dankbaar is dat die Heilige Gees uitgestort is, dat die Heilige Gees vir ons elkeen gegee word. En ons het die vraag in die erediens gevra, is dit menslik moontlik om die wil van God te doen? Dit was die preekvraag van laasweek gewees. En ons het bely dat die Heilige Gees aan ons gegee word, om ons daagliks te vorm en te vernuwe, sodat ons al hoe meer die beeld van Christus sal uitstraal in hierdie wêreld. Dat ons die voorbeeld sal uitleef, soos wat Jesus Christus die voorbeeld gestel het. Daarom gaan ons eerste skriflesing wees uit Filippense 2 uit, en ons gaan lees vanaf vers 13 tot en met vers 16. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God, te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle as ligdraers in hierdie wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Ons gaan tot sover lees, geliefdes. Met hierdie skriflesing is ons tema vanoggend geestelike bekwaamheid en bereidwilligheid is nie selfvertroue nie. Dit is afhanklikheid van God. Dit is geloofsvertroue. En die vraag wat ons vanoggend vir onsself vra is, leef ons vanuit selfvertroue of leef ons vanuit geloofsvertroue? Wat is selfvertroue? So wanneer ons die woordeboeke lees, word selfvertroue beskryf as 'n vertroue in onsself of in ons voorkoms. Geloof in jou eie vermoë, jou eie krag en jou eie waarde. Jou eie selfbeeld, jou eie intellek. En ons leef in 'n wêreld wat voortdurend sê, glo net in jouself. Vertrou in jou eie vermoë. En met genoeg selfvertroue kan jy enige iets regkry wat jy wil regkry. Jy kan enige iets doen solank jy net genoeg selfvertroue het.
Moderne selfvertroue beskryf die gevoel van perfek wees. Dis daai selfvertroue wat soms straal dat alles net reg en perfek is. En moderne selfvertroue kan baie gevaarlik wees. Want moderne selfvertroue laat mense hulle selfvertroue soek binne in hulle eie prestasies, binne in hulle eie sukses of binne hulle status. En daar word druk op baie mense gesit om hulle eie selfvertroue te skep. Daar is mense wie selfvertroue soek en hulle eie selfvertroue bepaal volgens hulle rykdom, hulle finansiële omstandighede, die kar wat hulle ry, die huis waarin hulle bly. En dan is daar ook mense wie selfvertroue soek op sosiale media. Die aantal likes en followers wat hulle het op sosiale media. En die selfvertroue is baie sigbaar wanneer die dinge goed gaan. En wanneer mense in beheer voel, dan is daar die selfvertroue baie sigbaar. En daardie selfvertroue lyk dan soos iets waarna ons almal moet smag, iets wat ons almal moet begeer om te hê. Maar moderne selfvertroue wat in hierdie wêreld gevind word, is broos en dit is tydelik. Want geliefdes, ons bly net mense. Ons bly net mense en daar gaan tye wees wat ons hartseer word. Daar gaan tye wees wat ons vrese het, wat ons bang word, wat ons onseker voel of wanneer ons twyfel. En dan gaan daai selfvertroue wat die wêreld gee, nie sigbaar wees nie en nie genoeg wees nie. As mense besef ons dat selfvertroue baie keer afhang en bepaal word deur die eie ek en deur persoonlike konteks. Menslike selfvertroue is nie in alle omstandighede sigbaar. En om 'n Bybelse voorbeeld te noem vir u, is Petrus vir ons 'n goeie voorbeeld hiervan. Want Petrus is vol selfvertroue. En vanuit sy selfversekering sê hy dat hy nie die Here sal verloon nie. En wat doen hy 'n rukkie later? Hy verloon die Here 3 maal. Daardie selfvertroue was toe nie genoeg om hom by sy belofte te hou nie. Maar ons sien tog later dat God vir Petrus herstel en steeds deur hom werk. Maar die punt is dat daar 'n groot verskil is tussen selfvertroue en geloofsvertroue. Want selfvertroue sê, ek kan dit doen. Maar geloofsvertroue sê, ek kan nie. Maar God kan deur my werk. Selfvertroue sê en vra, wat kan ek regkry en wat kan ek doen? Maar geloofsvertroue weet en vra altyd in afhanklikheid, wat kan God
deur my doen? Wat kan God in my doen? Geloofsvertroue en afhanklikheid beteken dus dat ons 'n gesonde selfvertroue vind binne in ons vertroue met die Here alleen. So hoor mooi. Selfvertroue is nie verkeerd nie. Daar is 'n moderne wêreldse selfvertroue. En dan is daar 'n selfvertroue wat in die Here gevind word. En daardie selfvertroue noem ons geloofsvertroue. Noem ons afhanklikheid. Want die groot vraag is nie, hoeveel vertrou ek myself nie. Die groot vraag is, hoeveel vertrou ek die Here? Hoeveel vertrou ek die Here om in en deur my te werk? Die Bybel is vol van voorbeelde van mense wat nie selfvertroue gehad het nie. Nie genoeg in elk geval vir die taak wat hulle ontvang het nie. Maar tog het hulle in geloofsvertroue geleef. Een van die voorbeelde daarvan is Moses. Die Here roep vir Moses en dan sê Moses, maar wie is ek? Wie is ek dat U my stuur? En Moses gee ook later die verskoning, ek kan nie goed praat nie. Stuur maar liewers iemand anders. En wat doen die Here? Die Here bou nie dan Moses se selfvertroue op nie. Nee, die Here beloof dat hy by hom sal wees en dat hy hom bereidwillig en bekwaam sal maak. En ons sien dit in Moses se verhaal. Dit het nie gegaan oor 'n groter vertroue in homself nie. Dit het gegaan oor 'n groter vertroue in die Here. Ons lees in Rigters 6 hoe Gideon sê, maar my familie is die swakste en ek is die geringste. En menslik het Gideon net nie die selfvertroue gehad nie en hy sê, maar hy is nie die ideale kandidaat nie. En hy probeer ook met verskonings kom en dan kom die Here en hy sê, maar hy sal by hom wees en hy gee vir hom tekens en hy voorsien aan Gideon alles wat Gideon nodig het om te oorwin. Dan kyk ons ook vandag na Paulus. Paulus was op 'n tyd vol selfvertroue gewees. Op pad na Damaskus toe, om gelowiges te gaan gevange neem. Hy was vol selfvertroue as 'n vervolger van die Christendom. Maar dan op pad na Damaskus toe, verskyn die Here aan hom en hy kom tot bekering. En dan leer Paulus wat geloofsvertroue is. Paulus skryf in 2 Korintiërs hoe God se krag juis werk wanneer ons as mense swak voel. Want geliefdes, dit gaan nie oor ons eie selfvertroue en ons eie krag en ons eie vermoë nie. Dit gaan oor God wat in en deur ons werk, selfs wanneer ons nie krag oor het nie, selfs wanneer ons nie genade oor het nie. Selfs wanneer ons moeg en afgemat voel. Wanneer ons besef maar, God is groter as ons eie swakhede. Paulus is ook die skrywer van hierdie brief wat ons vanoggend saam gelees het, die brief van Filippense. En Paulus skryf hierdie woorde in
ongemaklike omstandighede. Hy sit as gevangene in die tronk, omdat hy die evangelie verkondig het. Maar ongeag van sy omstandighede, ongeag van waar hy is, glo hy in geloofsvertroue dat die Here hom bereidwillig en bekwaam maak. Dat die Here hom gebruik. Daar is nog soveel ander voorbeelde in die Bybel. Want God werk deur gewone mense. Dalk sit jy ook vandag hier en jy dink, ek is ook te swak, ek is ook te sondig, ek het ook te veel foute. Dalk sit jy ook hier vanoggend en jy dink, maar ek is ook te bang. Ek het vrese, ek twyfel. En dan herinner hierdie gewone mense in die Bybel ons dat God nie perfekte mense soek vol selfvertroue en hierdie wonderlike vermoëns nie. Maar dat God harte soek wat gewillig is, bereidwillig is. Dat God self mense wat voel hulle is nie geestelik sterk genoeg nie. Mense wat voel hulle het nie genoeg selfvertroue nie. Mense wat voel hulle is nie goed genoeg nie. Dat God ons as mense gebruik. Ons as mense moet net beskikbaar en afhanklik van die Here wees. So geestelike bekwaamheid, geliefdes, beteken nie dat ons al die antwoorde het nie. Dit beteken nie dat ons nooit gaan foute maak nie. Dit beteken nie dat ons nooit gaan twyfel nie of nooit vrese gaan beleef nie. Geestelike bekwaamheid beteken dat ons gaan volhard in gebed. Dat ons God se woord gaan lees en daaruit gaan leef. Dat ons die wil van die Here sal soek in alles. Dat ons in gehoorsaamheid wil leef. En dat ons sal leef met die wete, sonder die Here kan ons niks doen nie. God roep ons nie omdat ons bekwaam is nie. Hy maak ons bekwaam omdat hy ons roep. Hy maak ons bereidwillig en bekwaam wanneer ons in afhanklikheid werk toe gaan. Wanneer ons in afhanklikheid kos maak. Wanneer ons in afhanklikheid met ons kinders werk en kleinkinders werk. Wanneer ons in afhanklikheid teenoor ons huweliksmaat of teenoor ons vriende en familie optree. Leef ons in geloofsvertroue of leef ons in selfvertroue? Geliefdes, ek het vanoggend 'n voorbeeld saamgebring van 'n lampie. En hierdie lampie kan duursaam wees, dit kan goed ontwerp wees, dit kan mooi lyk. Maar hierdie lampie het krag nodig om te werk. En sonder batterye of sonder 'n kabel kan hierdie lampie nie lig gee nie. Sonder die batterye of sonder 'n kabel is hier nie maar net 'n ornament wat geen doel het nie. Maar wanneer hierdie lampie
ingeprop word of batterye kry, dan kan hierdie lampie verander in iets met 'n nuttige en 'n bruikbare doel. Dit kan lig gee. En ons is eintlik soveel soos hierdie lampie, want die Here vra vir ons om die lig vir die wêreld te wees. En wanneer ons uit selfvertroue leef, dan vertrou ons op ons eie krag en ons eie vermoë en ons eie intellek en ons eie gawes. Of ons gaan herlaai net 'n bietjie en dan maak ons weer op ons eie krag staan. Maar die Here vra vir ons om afhanklik te wees. Om ingeprop by die Here te bly. Om so in afhanklikheid te leef dat ons batterye en krag nooit kan opraak nie, want ons is gekoppel aan die oneindigende bron van krag en van genade en van liefde. Ons eie krag kan ons net so ver dra soos ons genoeg selfvertroue het. Maar dan raak ons moeg en ons raak moedeloos en ons raak afgemat. En ons besef ons lig skyn nie so helder soos wat ons lig kan skyn nie. En daarom het God vir ons die Heilige Gees gegee. Want die Heilige Gees, geliefdes, is soos daardie batterye. Dis soos daardie kabel wat ons nodig het. Om te erken en te bely, die lig kom nie vanuit onsself nie. Die Heilige Gees moet aan ons die krag en die vermoë gee om ons lig te laat skyn. En die Heilige Gees kom en die Heilige Gees verander ons identiteit van binne af, sodat ons nie net 'n ornament is nie, maar sodat ons bruikbaar vir die Here kan wees. Geliefdes, mag ons daarom nie leef uit selfvertroue en selfsug nie. Maar soos ons vanoggend in Filippense 2 vers 13 gelees het, mag ons leef met die wete dat dit God wat gewillig is, wat ons gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Daai gewilligheid, daai bereidwilligheid, dit kom nie uit onsself nie. En as ons wil weet hoe God se wil lyk, dan moet ons kyk na die voorbeeld wat Jesus Christus vir ons gestel het. En daarom gaan ons 'n paar verse teruggaan in hierdie gedeelte en ons gaan lees vanuit Filippense 2 vanaf vers 1 tot 8. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse, nie beskou as iets waarin hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder
deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Jesus was nederig. Jesus het vergewe. Jesus het gedien en hy het die Vader vertrou in gehoorsaamheid. Hy het liefde uitgeleef. En so is God se wil vir ons ook, geliefdes, dat ons nederigheid sal bewys, dat ons sal dien, dat ons ander sal vergewe. Dat ons in gehoorsaamheid volgens sy wil en sy woord sal lewe. Dat ons in sy liefde ook liefde vir die wêreld sal wees. Dat ons hom sal vertrou om deur ons ook sy lig te laat skyn. God werk deur die Heilige Gees in ons elkeen, sodat ons al hoe meer die gesindheid en die karakter en die gehoorsaamheid van Jesus Christus sal weerspieël in hierdie wêreld. God se wil vir elke gelowige is nie net om Jesus te volg nie, maar om al hoe meer die beeld van Christus te weerspieël in hierdie wêreld. So mag jy beleef hoe God u elkeen toerus, hoe hy u bekwaam maak, hoe hy bereidwilligheid vir u gee. Mag jy na u self kyk en weet dat u kosbaar is en bruikbaar is vir die Here. As 'n gewone mens. En mag ons lig, geliefdes, so helder skyn, dat ons hemelse Vader daardeur verheerlik sal word. Ons gaan nou as 'n gebed saam staande sing, laat Heer u vrede deur ons vloei. Kom ons sing dit staande. Ik draag weer
Liefdes, kom ons neem weer ons sitplekke in. Ons het nou opnuut ons lewe aan die Here net gegee. Opnuut ons lewe aan die Here gewy. En wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend ook ons afhanklikheid van die Here te kon bely. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus en ook deur die kragtige werking van die Heilige Gees wat ons lei in die waarheid en ons vorm na die beeld van Christus wat ons bekwaam en bereidwillig maak om God se wil te doen. Amen. Amen.